die Shinga-wet webtuiste wat raad en wenke vir diereliefhebbers gee. Julle onthou ons het al by hulle gekuier en die selfdoen vierpoot dinge was so populêr. Ons is terug. Ons gaan nie vandag net speelgoed maak vir ons hondjies nie. Ons wil 'n bietjie stimulasie ook vir hulle aanbied. Ja, om jou hond se brein te stimuleer het meer as een voordeel. Hoe minder energie hulle het, hoe kleiner is die kans vir gedragsprobleme. 'n Ander voordeel is dat sulke stimulasie vir hulle brein diere Alzheimer vertraag. So dis basies 'n Sudoku vir honde. Presies. Hier is een van ons eerste idees. Gebruik 'n ou muffinpan en ons gebruik tennisballe en hondebeskuitjies. So die groot ding is om die hondebeskuitjies onder in die pan te sit en die tennisballe bo-op. En jou hond moet dan of hulle neus of hulle monde of hulle pote gebruik om dan die tennisballe uit te rol en by die beskuitjies te kom. En dis waar die breinoefening inkom. Hulle moet dink oor hoe om by hulle lekkernye uit te kom. Die volgende wegsteekplan gaan jou natneus selfs langer besig hou om by sy kos uit te kom. Wat jy nodig het, is ou handdoekrolle waarna ek reeds gaatjies geboor het. Gooi dan in elke rolletjie bietjie lekkernye en dan druk ons die kante plat sodat die lekkernye nie kan uitval nie. Wat ons dan doen is ons groepeer al die rolletjies saam en ons bind dit vas met masking tape. As jy oor die gaatjies geplak het, moet jy hulle natuurlik weer oopdruk. Nou is dit tyd om uit te vind of die planne werk. Wie gesê jy kan nie vir 'n hond 'n nuwe toertjie leer nie? Hierdie tipe speelgoed werk ook goed vir klein hondjies om hulle koördinasie te ontwikkel en kan help met die juk van ontwikkelende tuintjies. Kyk, hierdie is nie net 'n snoesige kombersie vir die hondjies nie. Hierdie maak eintlik 'n baie oulike speelding ook. Jy's reg, dit is so maklik. Ek het 'n paar stukke materiaal gevat wat ek in verskillende groottes gesny het en ek het hulle bo op mekaar geplaas en net in 'n reghoek gestik. En ons het lekker flappe gevorm waaronder ons lekkernye of speelgoed kan wegsteek. Ja, ek kan sien hulle geniet hierdie. Hulle begin sommer dadelik krap. Ja, dis 'n goeie manier vir hulle om hulle energie te gebruik terwyl hulle aandete eet byvoorbeeld. En hoe meer energie hulle hier aan spandeer, hoe minder doen hulle aan kwaad doen. Dit lyk my ons moet almal werk vir ons kos. Maar vertel my wat jy wil doen met hierdie pale. Hier is 'n speletjie wat die hele gesin kan saam doen. En oefening is natuurlik nie 'n slegte ding nie. Hiermee gaan ons 'n lekker hoogspringspelletjie maak. Wat ons nodig het hiervoor is 2 besemstokke of enige paal, 'n stuk tuinslang en cable ties. So wat ons eers doen is ons kap ons pale in, eweredig uitmekaar uit en lekker stewig. En nou maak ons 'n hoop uit die tuinslang vir hulle om deur te spring. Ons vat cable ties om die 2 punte aan mekaar vas te maak. En dan sit ons die hoop vas tussen die stokke met cable ties. Wel, die vraag is nou of hulle eintlik lus is vir oefening en of hulle hier deur gaan spring, maar kom ons kyk. Te oulik. Toe, maak een van die speelgoed. Jou hondjie sal dit beslis waardeer.